Baie welkom by vanoggend se diens, soos ek gesê het. Ons is ook dankbaar vir elkeen wat aanlyn saam met ons kuier. Blaai asseblief saam met my in die woord van die Here. Ou Testament, Jesaja hoofstuk 6. En ons tema van vanoggend is iets waaroor ek al gepreek het. So hier is die tweede keer dat ek oor die heiligheid van God preek. So die tema is God se heiligheid en ons sonde. Jesaja 6. Ons gaan lees van vers 1 tot en met vers 7. Jesaja 6 van vers 1 tot en met vers 7. Die tema God se heiligheid en ons sonde. Ek lees voor. In die jaar van koning Usia se dood het ek die Here gesien. Hy het op 'n baie hoë troon gesit. En die onderste van sy kleed het die tempel gevul. By hom was daar serafs om hom te dien. Elkeen het 6 vlerke gehad. Met 2 het hy sy gesig bedek. Met 2 sy voete en met 2 het hy gevlieg. Die serafs het mekaar telkens toegeroep: Heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige. Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid. Hulle het so hard geroep dat die deure in hulle kozijne gerammel het en die tempel vol rook geword het. Toe het ek uitgeroep: dit is klaar met my. Ek is verlore. Elke woord oor my lippe is onrein en ek woon onder 'n volk van wie elke woord onrein is. En nou het ek die koning gesien, die Here die Almagtige. Een van die serafs het toe 'n gloeiende kool met 'n tang van die altaar afgevat en na my toe gevlieg. Hy het my mond aangeraak met die kool en gesê: nou dat die gloeiende kool jou lippe aangeraak het, is jou oortredinge vergewe en jou sonde versoen. Net tot sover. Kom ons bid net saam. Here Jesus, ons is dankbaar. Soos ons elke week bid, Here, ons is werklik dankbaar vir die voorreg wat ons het om hier te kan wees in U teenwoordigheid. Here, ons dink aan hulle wat op vakansie is, wat op reis is nou, die vir hulle sal seën dat hulle goed sal uitrus en met nuwe krag en nuwe vuur sal terugkom ook. Maar vir ons wat hier is, Here, ons is hier met 'n verwagting in ons harte, Here, ons wil vir U aanbid in gees en in waarheid, want Here, U is daadwerklik die enigste God. Here, ons bid vir ons kerk, ons wil bid, Here Jesus, dat U vir ons kerk sal bou. Here, U sê in die woord dat U sal U kerk bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Here, stuur vir ons mense, asseblief, Here Jesus. Here, dit bid ons nie vir ons eie gewin nie. Here, dit bid ons vir U naam, want dis U kerk en dis U saak, Here Jesus. En ons bid ook, Here, vir ons land. Ag Here, ons weet al gebeur wat, dat U bly God. En U bly nog steeds in beheer. En Here, daarin is ons blydskap. Daarin is ons hoop, want ons weet, Here Jesus, dat U is die een wat ons sal deurdra elke dag van ons lewens. Want Here, U leer vir ons in die woord. U sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Nou, as mens praat oor die heiligheid van God, dan wil ek daar begin om te sê, eintlik as 'n mens, as jy kind van die Here is, en jy besef hoe heilig die Here werklik is, dan kom jy op 'n plek waar jy jou eintlik die diepte van jou sonde besef, en dadelik ook jou afhanklikheid van God se genade. En dis waar vanoggend se boodskap gaan, oor God wat heilig is, en by ons as mens wat eintlik maar sondig is. Want die Bybel sê vir ons, die Here Jesus self het gesê, niemand is goed nie, behalwe net die Here Jesus alleen. So ek en jy, ons is nie goed nie. Paulus sê in Romeine 7, sê hy, dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En ek dink in Efesiërs sê hy, die gees is gewillig, maar die vlees is swak, en die twee bots teen mekaar. So ek het 3 punte vanoggend, en die heel eerste punt, het ek nie daar opgesit nie.
die heiligheid van God. Dis ons heel eerste punt. En interessant, as ons hier lees, dan begin Jesaja en hy sê die koning Josia is dood. Nou wat interessant was, die koning Josia het vir 52 jaar het hy vir die volk regeer. En as ons gaan lees in die Ou Testament, sê dit, hy was 'n baie goeie koning gewees. En nou is hy oorlede, en nou in die land is dit so half, daar's politieke onsekerheid. Want hierdie goeie koning, wat die Here lief gehad het, en wat werklik hierdie volk goed gelei het, hy is nou oorlede. Maar dit is presies in hierdie tyd, waar die Here God aan die profeet Jesaja verskyn het in die tempel. Die tyd waar dit vir die land onseker was, waar dit vir hulle moeilik was, waar hulle nou nie weet, luister hier, ons koning is oorlede, wat gaan van ons word? En Jesaja het ons gelees, het die volgende gesê, het ek die Here sien sit op 'n baie hoë troon, terwyl sy onderste kleed die tempel gevul het. Jy sien, aardse konings kom en gaan. Is dit nie so nie? Ons sien dit, maar aardse regeerders, hulle kom en hulle gaan. Aardse magte staan op, maar hulle val op. Maar die Here Jesus Christus, ons weet dat hy tree nooit af nie. Ons weet dat sy troon sal nooit leeg wees nie. Ons weet dat hy sal nooit wankel nie, want hy sal regeer tot in alle ewigheid. Hoekom? Want hy is God. En hy is allerheilig. Nou wat interessant is, dat ons nou gelees van sy soon vul die tempel. So die profeet Jesaja wat hier geskryf het, gebruik hierdie amper soos 'n idioom om net vir ons 'n bietjie van 'n omskrywing te gee van die oorweldigende teenwoordigheid van die Here God wat daar in die tempel was saam met Jesaja. Dat sy soon vul die tempel. En eintlik as jy daaraan dink, dan besef jy maar ons verstand sal nooit die omvang van God se heiligheid kan bedink of beskryf. Dis so heilig die Here God werklik is. Maar verder lees ons van die serafs. En dis iets wat in die Bybel gereeld genoem word. Maar hierso in die Hebreëse taal word die woord serafs beteken eintlik iets wat verteer of wat met vuur brand. Maar in hierdie konteks word dit gepraat van die brandendes. En hy praat van die serafs en hy gee 'n baie mooi beskrywing van die serafs. Ons weet serafs was hemelwesens gewees in diens van God. En hy beskryf hulle, elkeen het 6 vlerke gehad, maar gee hy hierdie beskrywing van, met 2 vlerke het hulle gesigte toegehou. Want jy sien, selfs hierdie hemelwesens, hulle kon nie die heilige God se glans gesien het nie. Ons lees in Psalm 99, vers 9, prys die Here ons God, baie voor hom op sy heilige berg, want die Here ons God is heilig. Jy sien, dis hoekom hierdie serafs hulle gesigte toemaak, want hulle besef wie God werklik is. Hulle is sy dienaars, hulle is heeltyd in sy teenwoordigheid, maar hulle dek hulle gesigte, want hulle weet, hulle kan nie hierdie glans van sy heerlikheid, sal hulle nie kan sien. Want hy is God. En dan lees ons verder, met 2 vlerke maak hulle voete toe. En dan aan op hulle nederigheid. En die ander 2 vlerke het hulle gebruik om mee te vlieg. Ek dink ons almal verstaan dit. Maar vir my, dink ek, die klimaks is, wat hulle mekaar die heeltyd toegeroep het. Hulle het die heeltyd, omdat die heeltyd is nie net vir 1 uur en 'n half, of die heeltyd daar waar die profeet Jesaja was, het hulle die heeltyd uitgeroep, heilig, heilig. Heilig is die Here God, die Almagtige. Hulle het die lof van die Here God besing. Eintlik het hulle dit so hard gedoen, dat die profeet Jesaja sê, dat die deure en sy kusyne het begin rammel, en die tempel gevul met rook, en dan besef 'n mens, dat hierdie God, hy is werklik heilig. So heilig, dat selfs die serafs, die hemelwesens, dat hulle nie sing,
Dat hulle nie vir mekaar sê, hoor hierso, hierdie God van ons is heilig nie. Nee, hulle roep dit uit, en hulle hou aan dan. Het julle al agtergekom, as daar gepraat word in die Bybel van God se heiligheid, is dit die enigste van sy karaktereienskappe wat 3 keer herhaal word. Ons lees dit hier in Openbaring 4. Heilig, heilig, heilig. Openbaring 4 sê dieselfde, en die hemelwesens het uitgeroep, heilig, heilig, heilig is die Here God Almagtig. Het jy al ooit gelees dat in die Bybel staan, God is liefde, liefde, liefde? Ons weet hy is liefde. Het jy al ooit gelees dat God is regverdig, regverdig, regverdig? Ons weet hy is regverdig. Maar hierdie karaktereienskap van sy heiligheid is die enigste ene wat elke keer as die Bybel daarvan praat, word uitgeroep en dan word 3 keer bevestig. En nou as baie predikers daar buite wat nou half die ding verdraai en sê Vader, Seun, Heilige Gees, dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan hier oor dat hulle besing die lof en die heiligheid van die Here God. Want eintlik hierdie God wat ons aanbid, dis eintlik verkeerd om te sê hy is net heilig. Daarom roep hulle uit heilig, heilig, en hulle doen dit nie een keer nie, hulle hou aan dan. Hulle doen dit die hele tyd, want jy sien, dis wat die Here God waardig is. Hy is waardig dat ons wat sê ons is sy kinders, dat ons die hele tyd sy lof sal besing, die hele tyd sal uitroep, heilig. Hoorie, wanneer laas het ek en jy? As jy gebid het tot die Here, gesê, Here, heilig is u kosbare naam. Ons doen dit nie. En dalk doen ons dit te min. Jy sien, die profeet Jesaja, die hemelwesens, hulle almal het geweet, maar God is anders. En ek en jy moet dit ook weet, dat God is hoog en hy is verhewe. En geen mens kan met hom vergelyk word. Want jy sien die Here Jesus, hy is volmaak, hy is sonder sonde, hy wankel nie, hy is vlekkeloos, hy is die lig. Hoor wat lees ons in 1 Johannes 5 vers 1. Dit is nou die boodskap wat ons by hom gehoor het en aan julle verkondig. God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. Met ander woorde, daar is nie 'n greintjie, 'n krieseltjie sonde aan die Here God nie. Hy is so heilig dat ek wil amper sê dat ek en jy of kom ek vra vir jou so, ek dink ons almal het al baie preke gehoor, baie artikels gelees. Laat ek eintlik sê al die preke wat jy al gehoor het, al die boodskappe wat jy al gehoor het oor die Here Jesus Christus, al die boeke wat geskryf is, al die artikels, alles wat geskryf is, alles wat gepreek is, alles wat gesê is, sal nooit genoegsaam wees om die heiligheid van God genoegsaam te kan beskryf. Selfs hierdie preek ontbreek eintlik maar, want ons het nie genoeg woorde of emosie om die heiligheid van God volmaak te beskryf nie. Ons kan nie, geen mens kan nie. Want God is so heilig. So heilig. Maar jy sien die oomblik, as jy in die teenwoordigheid van die Here God is, dan besef jy is eintlik niks. Jy is werklik eintlik niks nie. So die profeet Jesaja is ons tweede punt. Kan julle daai lees? Wat dadelik het baie snaaks. Jesaja besef hy is 'n sondaar. Vers 5. Toe het ek uitgeroep, dit is klaar met my, ek is verlore.
Elke woord oor my lippe is onrein, en ek woon onder 'n volk van wie elke woord onrein is. En nou het ek die koning gesien, die Here die Almagtige. Onthou nou hierso, Jesaja is 'n profeet. En die eerste ding wat hy doen is, hy roep uit. Hy kom sê nie so half, ag, tog wie jy, ek is al nou, hoor jy, ek het 'n bietjie sonde gedoen. Nee, hy roep uit, met sy hele wese roep hy uit, ek is verlore. Ek is 'n sondaar, ek is 'n man onrein van lippe, en hy sê verder, ek woon onder 'n volk, wat ook onrein is. Jy sien, hy roep uit want hy besef dat hy is 'n sondige mens, hy is 'n profeet gewees, met ander woorde, hy is 'n man wat die woord van God verkondig het, 'n profeet is iemand wat na aan die Here geleef het, en hier kom hy in die teenwoordigheid van God, hy sien die heiligheid van God, en hy besef, man, ek is verloor, en hy roep het uit. Maar dis iets wat ek en jy ook kan doen. Ons moet besef dat ons is verlore sonder die Here Jesus Christus. Dat ons werklik afhanklik is van hom. Ek wil vir julle 'n vraag vra en dalk het dit al met julle gebeur. Baie keer sit jy by die huis en jy dink, jy maar jy sit in die sitkamer of in jou kamer en jy dink, kom ons vat die sitkamer. Die sitkamer lyk al mooi. Dit is mooi skoon. En dan kom die son se strale deur. En dan skielik, dan sien jy die strale val so op die TV. En dan sien jy skielik, eintlik is daar baie stof op. Dit het al met julle gebeur. Ek dink dit is wat hier gebeur het. Die profeet Jesaja het gedink, luister hierso, ek is 'n profeet. Maar die oomblik, toe God se heiligheid, toe hy besef hoe heilig die Here God is, toe sien hy sy eie sonde raak. En dis presies wat met ek en jou moet gebeur, as ons in die teenwoordigheid van die Here is, dat jy sal besef, dat jy is maar eintlik 'n sondaar, 'n sondaar wat gered is uit genade uit. Maar dis wat die profeet Jesaja gedoen het. Hy het sy eie sonde raak gesien. En hy het nie weggesteek nie, hy het dit erken. In die Bybel is daar nog 'n man, wat in die teenwoordigheid van die Here Jesus was, in die Nuwe Testament, wat ook besef het, hy is 'n sondaar, Petrus. In Lukas 5, almal het al raak gelees, glo ek. Die Here Jesus is by die see, en Petrus was 'n visserman van beroep, né? Hulle het vis gevang, en die Here Jesus sê vir hulle, ek vertel net kortliks, ek som dit op, en sê vir hulle, gaan gooi julle nette daar. Hoor mooi Petrus se reaksie, hy sê, meneer, ons het al heel nag vis gevang, ons is moeg, maar op u woord sal ons gaan. Onthou julle daai gedeelte. Hulle vang toe so baie vis, dat die nette wou skeer. En die bote, hulle moes hulle vriende bring nog om die visnet te laai, anders sou die boot gesink het. Petrus begin om te sê, meneer, kyk waar eindig hy, Lukas 5 vers 8. Toe Simon Petrus dit sien, val hy voor Jesus se knie neer en sê, gaan weg van my af, Here, want ek is 'n sondige mens. Kan jy sien hoe Petrus, eers sê hy, meneer, hoor jy, ons kan nie hierdie doen nie, maar toe hy besef wie die Here Jesus werklik is, sy eerste reaksie is, Here, gaan weg van my af, want ek is 'n sondige mens. Hy besef toe wie die Here Jesus werklik was. Wat 'n wonderlike ontdekking. Om te besef, maar hoe is so? Die God wat ons aanbid, die wêreld sê daar's baie ander gode, maar die Bybel sê vir ons, daar is net een heilige God, en dis die God van die Bybel. Pas dan met die res. Daar stem ons hier saam met jou. Petrus die man wat Jesus verloon het. As jy my notas het, van my by Johannes 6, waarvan 'n vers 56 af, as ek reg onthou.
Die Here Jesus praat van die nagmaal eintlik, en die mense verstaan hom verkeerd. Hy sê, as julle nie van my liggaam eet en my bloed drink nie, as julle my nie, en die mense draai om en loop weg. En die Bybel sê, van sy eie disippels het omgedraai. En hy draai toe om na die 12 toe, en hy sê vir hulle, wil julle nie ook loop nie. Onthou julle Petrus se woorde, Here, na wie toe sal ons gaan? Want by U is die woorde wat lewe gee. Ons is afhanklik van die Heilige God. Laaste punt, die wonder van genade. Vers 6 en vers 7, een van die serafs het toe 'n gloeiende kool met 'n tang van die altaar afgevat en na my toe gevlieg. Hy het my mond aangeraak met die kool en gesê, nou dat die gloeiende kool jou lippe aangeraak het, is jou oortredinge vergewe, jou sonde versoen. Sien wat wonderlik is hier. Jesaja besef hy's 'n sondaar en hy voel eintlik maar half skuldig en hy voel sleg, want hy sê ek is verloor. En die Here los hom nie daar. Die Here los hom nie. Wat doen die Here? Een van die serafs gaan, en hulle vat 'n kool, en hulle raak sy mond aan, en sê vir hom, jou oortredinge is vergewe, en jou sonde is versoen. En weet jy wat so interessant? Dat die Here Jesus het nie vir Jesaja gesê, hoor Jesaja, jy is 'n sondaar nie? Nee. Toe hy die teenwoordigheid van die Here is, het hy self besef, maar ek is verlore. Die Here het nie net vir hom gesê nie, hy het dit self besef. En ek bid dat ek en jy ook altyd sal besef dat ons is maar net sondaars wat gered is. Dat ons dieselfde gesindheid sal hê wat Petrus het, sê Here, eintlik is ek nie waardig nie. Want dis hoe heilig die Here God werklik is. Jy sien, die Here Jesus doen wat Jesaja nie kon doen nie. Jesaja kan homself nie red nie. Dis hoekom hy uitgeroep het, o wee my, ek is verlore, want ek sê 'n man van onrein. Dis wat hy ou vertaling sê. Hy roep uit na die Here toe, want hy weet hy kan homself nie red nie. Dis net die Here Jesus wat kan red. So as jy gered is, dan moet jy die Here dankbaar wees, want redding kom net van die Here God af. Geen mens kan doen wat die Here ooit kan doen nie. Geen mens kan homself red nie. Jou redding kom van die Here God af. Jy verdien dit nie. Dis net genade. Genade is eintlik maar onverdiende guns. Dis wat dit beteken. Ons kry wat ons nie verdien nie. Ek wil afsluit met hierdie vers. 1 Johannes 1 vers 7. Maar as ons in die lig lewe soos hy in die lig is, het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap en reinig die bloed van Jesus sy seun ons van elke sonde. Dis wat met die profeet Jesaja gebeur het. Toe hy kool sy lippe raak, dadelik, jou oortredinge is vergewe en jou sonde versoen. Die dag as jy die Here aanneem as verlosser en saligmaker, beteken nie jy doen nie meer sonde. Jy doen nog steeds sonde, maar die Here het jou sonde vergewe. 2 verse van hierdie vers af, almal ken dit maar goed. 1 Johannes 1 vers 9. Is daar iemand wat uit die kop uit kan sê? Kan ek julle help? As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, en hy reinig ons van alle ongeregtigheid. Hoekom? Want hy is heilig. En hy gee vir ons wat ons nie verdien nie. Genade. Kom ons eer hom. Kom ons aanbid hom as die allerheiligste God. Daar sal nooit weer, nooit enige iets, enige mens, enige wese
so heilig soos die Here God sal wees nie. Want dis wat die Bybel vir ons leer. En ek glo dit met my hele hart. Kom ons sluit af met gebed. Here, ons weet, Here Jesus, dat hier waar ons vanoggend in U teenwoordigheid is. Here, ons verstaan Petrus se woorde toe hy gesê het, gaan weg van my af, Here, want ek is 'n sondige mens. Here, ons weet en ons erken dat ons is afhanklik van U. Dankie dat ons U kan aanbid as die 3-maal heilige God. Dankie dat daar geen ander God is dan U nie. Dat U hoog is en verhewe is, bo elke mag en gesag. En Here, ek wil bid dat ons werklik die heilige making sal najaag, waarsonder niemand die Here sal sien. En Here, dat ons het weer in verwondering, selfs verbuisterd sal staan, voor U heiligheid. En vir U lofoffers bring, wat vir U waardig is. Ja, Here, saam met die hemelwesens, saam met baie ander, Here Jesus, wil ons U naam uitroep. Ons wil U aanbid, Here Jesus, want U is prysenswaardig. Here, U is vlekkeloos. U is sonder vlek of rimpel. En ons besef, Here Jesus, dat ons aanbid die enigste, allerheilige God. En help vir ons, Here, dat ons nooit op 'n plek sal kom van arrogansie nie, maar dat ons nederig sal wees, en U sal dien met oorgawe. In Jesus naam bid ons dit. Amen.